kan ek jou nooi om die onfeilbare woord van God in jou hand vas te hou. En dan doen ons die Bybelverklaring. En dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek aanbid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ons het hemelvaart en ons het Paasnaweek gehad en ons het hemelvaart beleef en ons het Pinkster ook beleef. En ek wil vir jou sê dat ek glo dat as die Here iets begin, dan maak hy dit, hy volëindig dit, hy maak dit werk, nee. En is dit nie wonderlik dat as die oes wat eers net koringare is, wat jy op die opstandingsoggend die oes kon swaai en sê daar's 'n oes op die land, hy moet afkom. En dan in daardie 40, 50 dae na hemelvaart en na Pinksterdag toe, dan word dit vars gebakte brode. Dis mos hoekom. En weet julle wat? Volgende jaar weer. Amen, dankie. Iemand wat uitsien na volgende jaar. Ons stel nie die wegraping uit nie. Ons sê nie Jesus moenie kom nie. Ons sê net wanneer Jesus vertoef om te kom. Volgende jaar, dan staan ek my plek vol en ek is hier, né? Ek haal die oes af en ek bak die brood en ek sien wat God kan doen en hoe hy dit wil doen. En daarom het ons uit hemelvaart en uit die opstanding van Jesus en uit hemelvaart en uit Pinksterdag het ons verstaan dat God het die kerk 'n opdrag gegee. Hy het vir my en vir jou, hierdie gemeente, het hy koers en rigting gegee en gesê as julle dit doen, dan doen julle my wil. Dan doen julle wat my welbehaaglik is. Dan is julle in lyn, jy is op dieselfde bladsy as God. En hoe doen hy dit? Hy het dit gedoen deur bevele te gee aan die apostels of aan die disippels. En dis hoekom dit vir my so mooi is, die doop is 'n bevel. Jy kan maar gaan lees, is 'n bevelvorm wat sê, laat jou doop, jy weet, hulle wat hulle laat doop het. En die nagmaal is 'n opdrag, is 'n bevel, om dit te onderhou, totdat, en sodat. So, ons het hierdie bevele partykeer bietjie begin vergeet, omdat ons so fokus op enkele groot oomblikke, dat ons half kan vergeet, dat jy moet eers diep in die hart getref word, voordat jy regtig 'n beweging maak. Is ek reg of verkeerd? Jy moet eers 'n behoorlike skrikmaak oomblik hê. Jy moet eers 'n behoorlike oortuiging oomblik hê, voordat jy partykeer regtig sê, genoeg is genoeg, nou verander ek dit. Nou wil ek dit verander. En dit is waar die evangelie by bekering uitloop, dat mense diep in die hart getref word. En daarom op Pinksterdag, toe hulle diep in die hart getref was, het 3000 mense opgestaan en vir die disippels of dan vir die apostels gesê, ons wil ons laat doop. Ons moet gedoop word. En daar's 3000 mense tot die gemeente toegevoeg. So ons werk met bevele. Nou, daar is ook 'n bevel wat ek nou baie sleg beleef het, nou vorige keer toe ek nou oor die grens gekom het, jy weet daar van Suid-Afrika hier na Namibië, Suid-Afrika se kant toe, en ons kom terug en ons loop ons daar vas in die bek en klouseer, jy weet, wette, en ons moet ons voete, ek praat met pastoor James, wat nou ander dag weer oorgekom het, toe sê hy, ja, hy moes ook maar sy voete gaan batte daar en daai wit goeters wat hulle daar het, jy weet, en sovoorts. Ek sê, en het hulle jou kar uitgepak en die ander skoene ook gesoek? Hy sê, nee, hulle was nie, hy was baie vriendelik met hulle. Ek sê, ek was ook vriendelik, maar het my kar uitgepak. En elke liewe skoen, my beste, dierste, mooiste hardloopskoene word daar deur hulle bak gestuur. Ja, toe is ek baie ontsteld gewees. Nou kan ek vir jou sê, baie keer maak 'n wet jou kwaad. Baie keer pla wette jou.
En baie keer dink ek is wette onnodig ook. Kan ek 'n amen kry? As ek die enigste. Ek dink baie van hierdie regulasies en wette en goed wat ons mee worstel. So, wanneer ons praat oor burgerskap, dan sê jy verstaan, laat ons is tog trots Namibies. Jy weet, ek is 'n Namibiese burger. Nou as ek by die polisiestasie nou die aand, hulle het my nie gevang nie, maar ek het vrywillig gegaan. Jy weet, want daar moet 'n dokument voltooi word. En nou wil die polisievrou agter die toonbank toe ek my Namibiese ID-kaartjie, die PIN-kaartjie, permanente verblyfkaartjie, van gee. Toe wil sy vir my weet, wat is my burgerskap? Ek sê vir I'm a Namibian. Jy weet. En sy vra my 3 keer. But are you, what is your citizenship? Ek sê, Namibian. En toe besef sy gaan nie by my hoor, ek is Suid-Afrikaner nie. Maar kan ek vir jou sê, ek het nog steeds my Suid-Afrikaanse en ek is nog steeds 'n Suid-Afrikaanse burger ook. So ek is een van daai mense wat met my werklike ID en met my Suid-Afrikaanse paspoort en met dit alles kan heen en weer beweeg. Ek is binne die wette, hulle kan my nie toesluit nie, hulle kan my nie wegjaag nie. En eintlik kry jy partykeer so 'n bietjie royal treatment, jy weet, omdat jy in die een land is teenoor die ander land. Want hoekom? Namibië wil hê dat dit mooi gewerk word met die Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikaners wil hê dat daar mooi gewerk moet word met die Namibiërs, maar dit word nooit aan grenspos of douanebeamptes oorgedra nie, nê. Hulle is bietjie rof met jou, jy weet. Burgerskap is so belangrik. Dit sê op watter grond staan jy? Onder watter heerskappy plaas jy jouself? En as ek dit nou as 'n inleiding kon gegee het, dan wil ek jou graag aan die hand vat en dan nou vanoggend vir jou sê dat as ons teruggaan en ons sien dat Jesus se disippels het met hemelvaart en met die uitstorting van die Heilige Gees 'n keuse gemaak vir 'n koningskap of 'n koninkryk. So dis nou 'n begrip wat jy nou vanoggend in jou hart moet vasmaak, nê. Dit gaan vanoggend oor aan watter kant van die grens staan ek. Is ek in Namibië of is ek in Suid-Afrika? As ek 'n Namibiër in Suid-Afrika is, moet ek my reg gedra. En as ek 'n Suid-Afrikaner in Namibië is, moet ek my ook waardig gedra, né? Goed, nou sê hy, Jesus het 'n alternatief kom bekend maak. Want hoekom? Matteus 4 vers 17 sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou wil ek jou heel eerste weer bewus maak, ek dink ons het klein goedjies begin vergeet, sulke dinge soos om diep in die hart getref te wees, sulke dinge om te onthou, dis jou burgerskap, dis wie jy is, jy's 'n kind van God. Jy's nie 'n weggooi nie, jy's nie 'n sondaar nie, jy's nie verlore nie, jy's gevul met sy gees, jy's vol van sy krag, jy is sy eiendom. En hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, want hoekom? Hy's gestel op sy mense. God is gestel op jou lewe. En hy wil hê dat dit met jou goed moet gaan. En hy wil nie hê dat die duisternis, en hy wil nie hê dat 'n ander regering moet met jou sleg werk nie. En daarom dat Jesus hierdie boodskap kom gee, en ek wil hê jy moet weet, die disippels was oortuig en het gekies vir hierdie koninkryk waarvan Jesus gepraat het. Hulle het nuwe burgerskap gesien. En nou moet ek dit vanoggend probeer regkry saam met jou. Ek dink ons het heeltemal vergeet. Maar ek kan nie vergeet nie. Toe ek op skool was, het ons deelgeneem aan ons kerk se kunswedstryde. En dan het ons nou gesing en ons het voorgedra en ons het verskillende kompetisies, gehad waaraan ons deelgeneem het, en dit was altyd vir my amper hartseer as ek Jesus teleurgestel het en ek het nie goud gekry nie. Ek kry net silwer of 'n brons sertifikaat, dan voel ek het nie my beste gegee nie. Iemand anders het iets beter gegee, maar los dit nou maar daar, ek is net dankbaar ek kon deelneem. Maar daar was 'n pastoor se seun wat 'n verskriklike mooi basstem gehad het. En hy het in sy kompetisie afdeling
het hy 'n lied gesing, ek dink hy's daar in ons liedereboek, wat sê, ek is 'n reisiger in 'n vreemde land. My huis is ver van hier aan die hemelstrand. Onthou julle dit nog? Verstaan julle nog hoe dat Jesus gekom het en gesê het, jy moet kies vir 'n ander burgerskap. Jy mag, hy het inteendeel die vorm voor jou kom neersit van die lewe en vir jou gesê, jy kan teen die magte en die duisternis kies vir die lig. Jy kan 'n keuse maak om 'n ander burgerskap te kry. Nou iemand wat presies in hierdie situasie vasgevang was die profeet Daniël gewees. En hy het so geprofeteer oor hierdie ding wat ek vanoggend met jou deel, het hy so geprofeteer, dat dit tot vandag toe gewig dra, en laat ons as kerk ons juis daarop instel, om te sê, Daniël, wat jy gesê het, is vandag nog waar. Nou kom ek probeer lees, en dan probeer jy saam met my volg. Onthou julle daai beeld wat daar in Daniël gestorie was, van die hoof van goud en silwer en brons, en die voete van yster en klei. Nou die voete van yster en klei, nou yster en klei kan nie meng nie. Amen, dis hulle wil nie meng nie, nee. Hulle bind nie. Maar dan kom die profesie, dan begin Daniël, en ek lees van daar af, hy sê vir die koning, jou droom wat jy gehad het, was dat jy yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasgelewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings, sal die God van die hemel, halleluja, ek is so bly dat ek weet daar's net een ware God. Ek hoef nie te stoei met veel godery of met alle gode is gelyk nie. Ek is oortuig, is jy ook oortuig, daar is net een ware God. Ek beskryf hom as die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek sê dis die God van die Ou Testament, die God van die Nuwe Testament, die God van die ewige lewe wat wag vir my. Hy's besig, hy's daar, hy's my God. Hy sê in daardie dae, in die dae van die koning, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit ewig bestaan. Nou ek is so bly dat ek iewers die evangelie van ons Here Jesus gehoor het. Dat ek iewers gehoor het van daar's 'n koninkryk van die hemele. Daar's 'n koninkryk van God. En toe ek daai koninkryk so hoor, toe begin ek wonder, mag ek? Kan ek ook deel wees van hom? Kom ons kyk, lees verder in vers 45, dan, en kyk hoe onderskei hierdie koninkryk kom. Hoe sal ek weet dis 'n anderster koninkryk waarvoor ek kies? Hy sê, en net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mense hande, 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper en die klei en die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Nou hoor wat gebeur, sien wat gebeur. Hier is Daniël, 'n vreemdeling, 'n bandeling, nie in sy eie land nie. Hy is 'n burger van, kom ons sê nou maar vir die oomblik Israel, maar hy's in 'n koninkryk van 'n Babyloniese koning. Hy's in 'n ander area. En hy staan op, en niemand kan die koning se droom uitlees soos hy nie. Want hoekom Daniël? In die Bybel sê dit so mooi, hy sê jy's van 'n ander gees. Jy's van 'n ander gees. Halleluja. Jy is nie soos al hierdie mense nie, jy is van 'n ander gees.
En Daniël, dit lyk vir my, die God van die gode, so sê hierdie koning, gee aan jou die vermoë om 'n klip te laat losraak en teen die berg te laat afrol en 'n beeld te vernietig, want Daniël, wat jy sê is waar. En julle sal onthou hoe dat hulle koppe afgekap sou word as hulle nie die droom en dis nie hierdie een en die ander droom, as hulle nie die droom en die uitlegging kon gee nie. En Daniël het God gaan smeek, en dis ons kernteks vir hierdie jaar, né? Is dat God kom en hy wil vir jou 'n nuwe openbaring gee van jou lewe. Hy wil vir jou sê, moenie 'n Namibier wees, en jy raak so vasgevang in Suid-Afrika, dat jy later voel, jy wil nie meer daar wees nie. Want verstaan, daar's 'n koninkryk groter as Namibië of Suid-Afrika. Daar's 'n koninkryk wat meer gewig dra as Amerika of Israel. Daar's 'n koninkryk wat sterker is as Iran of Irak of Egipte of Europa of die hele Ooste met al hulle mag en al hulle invloed. Daar's 'n koninkryk wat sterker is, en dit is die koninkryk van die lig. Dis 'n lig wat oor die donker duisternis skyn. En nou in daardie koninkryk, en nou behoort jy beter dit te verstaan, is daar werk uitgedeel. En hierdie werk word vasgevang in 4 beskrywings of 5 beskrywings: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nou, ek gaan my ding so 'n bietjie aanpas, want as dit nou normaal verloop alles, dan sou ek kon mooi die elkeen op 'n week doen, maar heel moontlik gaan ek volgende week albei doen, herders en leraars gelyk doen. Maar ek doen vandag evangeliste. Wat is dit om 'n evangelis te wees? Wat is dit om in hierdie koninkryk die evangelie uit te dra? Wat is dit om op te staan en vir iemand te sê, dit is wat in ons land gebeur. Dis so hulle met my werk in ons land. Nou ek hoop nie, of laat ek dit regom sê, ek hoop, as jy sleg behandel word in jou land, dat jy sal hardloop na die koninkryk van die hemele toe. Dat jy politieke asiel gaan vra. Dat jy, amper sê ek swerwerstatus, wat is dit, vreemdelingstatus, wat is daai wat die Amerikaners nou gaan, jy weet, vlugtelingstatus, laat jy vlugtelingstatus kry, en dan vlug jy na die rots van die eeue, en jy vlug na die koning van die konings, en jy vlug na die ewigheid van 'n God, wat gesê het, ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat hierdie hele evangelie is vasgevang daarin, en as dit deur Paulus beskrywe word, en ons dink aan Pinksterdag en die uitstorting van die Heilige Gees, dan is almal vervul met die Heilige Gees, maar nie almal is evangeliste nie. En nou moet jy hierdie sinnetjie begin reg verstaan, né? Is dit asof God gesê het, ja, ek het nie so baie evangeliste nodig nie, ek het net so 4 of 7 of 12 nodig, né? Is dit dat God gesê het, ag ja, ek het net mans nodig, nee, wat ons het vrouens nodig, of nee, ons moet met kinders werk? Kan ek gou weer die sinnetjie herhaal, né? Nie almal is vervul nie, maar sommiges, en hoor wat sê ek nou, het ja gesê. Nie almal is almal is vervul, laat ek net regom praat, ek sê nou verkeerd op. Almal is vervul met die Heilige Gees, maar sommiges het ja gesê. En daarom kry jy dit in 'n gemeente of in 'n kerk of in die kerkewêreld, kry jy dat iemand evangelis wil wees. Sê ek wil evangelis wees. Of hy sê ek's nie apostel nie. Onthou julle, ek vra elke week hierdie vraag, is daar enige apostels vanoggend in die diens? Steek op jou hand.
Is daar enige profete in die diens? Steek op jou hand. Is daar enige evangeliste in die diens? Steek op jou hand. Is daar enige herders? Ja, daar gaan my hand op, nee. Kyk, selfs ek differentieer, selfs ek is besig om te sê, die een is belangriker as die ander een, en ek haas my, dat jy saam met my kan verstaan. As Paulus vir Timoteus sê, wees nugter in alles, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Dan is Paulus besig om vir Timoteus te sê, Timoteus, wat jy nou in die gemeente moet doen, is evangelie. Jy sal hierdie gemeentes moet oortuig van 'n koninkryk, want hulle vergeet van daai koninkryk. Hulle is weer net Romeine, hulle is net Jode, hulle is net Egiptenare, hulle is net van hierdie of daai plek. Hulle is nie van die hemel nie. Hulle is nie burgers van 'n ewige koninkryk nie. Hulle lewe asof alles net nou is. Is dit nie waar dat die koninkryk van die hemel verkondig juis die ewige lewe? Die koninkryk van die hemel wil juis vir ons sê dat jy kan gesond word. Die koninkryk van die hemel wil sê dat jy hoef nie vasgevang te wees in bande wat jou bind en jy kan nie loskom nie. Daar's verlossing, daar's kosbare verlossing en daar's herstel in die geeswêreld, in die geeskoninkryk kan daar iets met jou gebeur. En daarom dat die Nuwe Testamentiese kerk kon groei en ontwikkel en daardie evangelisering as 'n bevel aanvaar kon word en verstaan word dat as jy die werkwoord van evangelie verstaan, dan sê hy verkondig. So weet julle wat moet ons regtig reg kry? Is ons moet begin verkondig. Nou ek het baie mooi gaan kyk na hierdie woordjies in oorspronklike konteks en so aan, en daar's 'n ander woordjie jy moet kan proklameer. Nou proklameer en verkondig is twee goed, né? Maar verkondig sluit meer in van wat het die Here vir my gedoen. As jy iemand langs die pad kry en jy sien hy het hierdie of daai ding, dan sê vir hom, o, ek was ook daar, né? Dank die Here dat ek vir die meeste mense my getuienis kan sê, ek kan ongelukkig nie vir jou sê wat dit is om verslaaf te wees aan sigarette, of verslaaf te wees aan drank, of verslaaf te wees aan pornografie, of verslaaf te wees aan sepies, storieetjies. Ek het mos 'n mooi nuwe naam vir die sepies gegee, nee, stropies, nee, verslaaf aan stropies, jy weet. Jy kan nie, verslaaf aan koffie, jy moet maar vir Margaret bid, jy weet. In die oggend kan sy net nie uit die bed uitkom nie. Ek oefen myself en sê, vanoggend wil ek nie koffie hê nie, jy weet. Want ek weier om verslaaf te wees. Amen. Ek weier om verslaaf te wees. Nou, kan ek jou help om te verstaan dat die inhoud van die evangelie gaan juis vra dat ons vir mense sê wat het met my gebeur. Hoekom het ek hierdie besluit gemaak? En as julle wil, kan julle vir Roan 'n lekker oefening gee, as hy na die diens by jou kom, of jy sien hom, dat jy vir hom sal sê, Roan, vertel vir my bietjie beter, hoekom het jy vanoggend die bevel van ons Here Jesus uitgevoer? Hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? En ek haas my om te sê, dat as evangelis of evangelie verkondiging is, dan is dit iemand wat die betekenis en die inhoud van die koninkryk kan uitlê en beskryf. En dit is die evangelie. Dit is 'n woord wat jy met gesag en met autoriteit die koning bekend maak, en dan sê hy, en daarom laat Matteus 24:14 sê, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nou hoor gou, Daniël het eintlik gesê die einde is daar. O koning, as daai klip daar loskom en as hy begin, dan gaan van hierdie beeld en hierdie droom van jou gaan niks oorbly nie. Jy kan maar goue koninkryke hê, jy kan silwer koninkryke hê, jy kan brons koperke, jy kan koper, jy kan klei en yster koninkryke hê, hulle gaan nie stand hou nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Hoe nader aan jy aan die einde kom, hoe meer gaan jy verstaan, daar's net een koninkryk wat gaan werk, en dit is definitief nie die Namibisee nie. Dis die koninkryk van God.
Die heerskappy van God. Die heerlikheid van God gaan die oorhand kry. En daarom laat selfs Jesus erkenning gee en sê, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. Gaan lees asseblief. Ek moet so kondenseer en in mekaar druk om te probeer, dat jy kan dit alles so een vir jouself maak. 'n Evangelis gee 'n sondaar 'n kans om te kies. Om te sê, ek wil kies vir hierdie ene. Hoor hoe mooi doen jy dit in Handelinge 2 vers 20. Hy sê, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Ek wil vir u sê, ek dink ons moet weer luister wat daar staan. Here, red ons. Red ons. Red ons uit ons omstandighede. Nou, hoe gaan hy ons red? Hy gaan verseker vir ons die krag gee om te triomfeer oor enige iets wat die koninkryk van God bedreig. Wat die saak van God wil verswak. En daarom wil ek hê jy moet weet, ons lewe in 'n aardse koninkryk, en ons is Namibiërs, en ons is Suid-Afrikaners, maar hoor hoe mooi sê hy, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Glo die evangelie. Nou wil ek jou vra, kan jy getuig van jou bekering, en kan jy getuig van dat jy glo, dat jy deel is van die nuwe koninkryk, van die ander koninkryk. Die koninkryk wat Jesus kom verkondig het. En as Jesus ons terugbring na hierdie koninkryk toe, dan wil ek vanoggend vir jou uit my hart uit oortuig en vir jou sê, 'n koninkryk waarvan God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees gawes gee, wat ons as 'n mens in staat stel om hierdie goeie nuus. Nou moet ek net daar stilhou. Ek wil vir u sê, die wêreld het so afgestomp geraak, net soos in Jesus se tyd. Hulle was so onderdruk deur die Romeine. Hulle was so verniel deur die Grieke. En hulle was so plat geslaan, dat toe Jesus daar instap, het hulle hom net so op en af gekyk, gesê, oortuig ons. Nou ek is so dankbaar, en dit is waar jy gaan agterkom, waar wonders en tekens en kragtige dade inkom. Dis waar jy gaan agterkom, dat as die gawes van die Gees begin werk, en as genadegawes van gesondmaking, en dis hoekom dit vir my so mooi is, dat jy kan heel eers fokus op die persoon se gesond. Op die persoon se gesond wees. Voordat jy probeer om vir iemand te sê, hy moet kerk toe kom, sê vir hom, raak eers gesond. Dink is tyd dat jy gesond word. Ek wil vir jou sê, iemand wat die Here gesond gemaak het, wil by die Here se koninkryk uitkom. Hy wil sien, en dis hoekom Jesus wonderwerk na wonderwerk, kragtige daad na kragtige daad, en my en jou getuienis moet wees, hy het my gesond gemaak. Hy het my gesond gemaak. Nou as ek nie gesond geword het nie, en ek kan nou nie baie tyd daaraan spandeer nie, wil ek hê moet weet, dis omdat ons heel moontlik nie verstaan het, dat die beter saak is ook vir my. Ek kan triomfeer oor elke ding wat nie van God is nie. Ek kan voet neersit en sê, dis hoe hulle in daai koninkryk, en dan kan jy maar 'n land of jy kan maar 'n saak se naam noem, maar in die koninkryk van God wil ek hê moet weet, is jy veronderstel om gesond en sterk te wees. En ek weet, as ek dit sê, dan gaan dit in jou hele wese in, en jy sê, maar ek bid en ek probeer en alles. Ag, ek wil jou aanmoedig, ek vir jou sê, moet net nie handdoek ingooi nie. Wees beslis. Besluit wat gaan jy sê. As hulle vra, van watter koninkryk is jy? Dan sê jy van die koninkryk van God. En daarom as ek dit in jou hart kan wakker maak, dan wil ek hê jy moet weet dat al die generasies moet hoor van 'n beter saak. Hy sê in Hebreërs 11, maar nou verlang hulle na 'n beter een, is die hemelse. Daarom skaam God hom ook nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Kan ek dit in jou hart wakker maak, dat jy sal verstaan, dat jy kan waardig wees van hierdie evangelie?
Hoor hoe sê Matteus 21, hy sê, ek sê vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En dit laat my altyd gaan stil staan en dink, ek moet my koningskap, ek moet my koninkryk, ek moet my koning en ek moet my koninkryk beskerm. Ek moet die kerk van Jesus, dis wat ek vanoggend doen. Ek sê vir jou, ons gaan nie langer toelaat dat die wêreld die oorhand kry nie. Was vir my verskriklik mooi. Ek het laasweek gesê, ja, hulle moet briefies stuur vir die skoolkinders. So ek begin al hoe meer dink dat tuisonderrig is 'n baie goeie plan, jy weet. Want Vrydag toe het ons 'n skooldogter wat vir ons pannekoek kom bak. Is dit nie awesome nie? En dit was nie my kleinkind nie. Is dit nie awesome nie? En ek kyk hy so en ek dink, miskien kan ek haar uitdaag. En sy het nog nooit met 2 pannekoek gebak nie. En skielik leer ek vir haar die les, dat in die koninkryk van die hemele is jy tot alles in staat. En ek vat haar in die hand en ek sê vir haar, nou maak jy so, en dan sien ek sy wil, ek sê nee, vergeet daai pannetjie, hy is reg, fokus hierdie ene. Nee. En ek hoop ek kan vir jou iets prakties probeer laat verstaan. Die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, is bo alles. Waar jy in hierdie normale mensweeswêreld net met 1 pan kan pannekoek bak, kan jy met baie pannekoek bak. Amen. Snap jy wat ek wil sê? So kom ons sê vir mekaar, ons is regtig oortuig van beter dinge. Ek is oortuig dat ons beter kan doen en dat ons 'n beter burgerskap kan hê. En ek dink die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Hy sê, bekeer julle en glo die evangelie. Wat mense, dankie sisse, wat mense so maklik na Jesus toe laat draai het, toe Jesus op die aarde was. Sien, hy het by hulle gekom, en dan het hy vir hulle gesê, is almal lekker om 'n Griek te wees, of 'n Jood te wees, of is lekker om, jy weet, hierdie wyse man uit die ooste uit te wees. Dan sê hulle, ja, dis al wat hulle ken en verstaan, né? Hulle verstaan net hulle koninkryke. En hier kom Jesus, en hy gaan 3 jaar nodig hê, soos wat Jesus 3 jaar nodig gehad het, om sy disippels nie net te doop nie, maar ook te leer. En ek leer jou al vir 33 jaar. Ek hoop jy hoor iets. Laat hulle sal begin sê, laat jy sal begin sê, my huis is ver van hier, daar by die Goue Strand. Ek is 'n reisiger. Ek is net 'n reisiger deur hierdie wêreld. Kan ek vanoggend vir jou vra, haal die paspoort van die Gees so bietjie uit. Dan kyk jy hom nou so op en af. En dan beskryf jy Paulus, nou verstaan ek ook weer 'n bietjie beter, as jy sê wandel deur die Gees, en nie deur die vlees nie. Wandel in die krag van God. Beweeg in die autoriteit daarvan. As daar die polisievrou vir my vra, wat is jou burgerskap? Dan sê ek vir haar, Namibian. En ek wonder wat sou sy gedoen het as ek vir haar sê, oh, I'm also South African. Maar ek kan vir jou vanoggend sê, indecisiveness. As jy nie kan besluit nie, dan gaan jy altyd swaar kry. Maar as jy kan vas staan, Paulus het presies dieselfde gedoen, toe hulle hom toesluit, en hulle hom sleg wil behandel, toe vra hy vir die bewaarder 'n vraag. Hy sê, is dit reg dat julle met 'n Romein so maak? En die Romeinse bewaarder skrik, want dit beteken hulle het teen hulle self gegaan. En die volgende oggend toe hulle hom uithaal, toe word hy dieselfde vraag gevra. Toe het hy nogal die moed, toe sê hy, ja, ek is 'n Romein,
want ek het 'n Romeinse pa en ek het 'n ma wat van 'n ander nasionaliteit is. En ek wil jou vanoggend aan die hand vat. Kerk van Walvisbaai gemeente, as jy by jou werk instap, haal jou paspoort uit. Sê julle werk nie met my so nie, want ek is sy kind. Julle praat nie so nie, want ek is van hierdie land. En God sal my deurdra. Ek hoop hierdie woord, en volgende week herder leraar, ek hoop hierdie woord help jou om te verstaan, dat Pinkster was bedoel, dat sommiges sal ja sê. Ek wil jou aanmoedig, as jy voor uitdagings kom, as jy voor 'n siek of 'n seer of 'n stikkend kom, dat jy op 'n plek sal kom en sal sê, ek is van 'n ander koninkryk. En kan ek vir jou sê, en ek weet dit sny diep en ek weet dit moet verantwoordelik gesê word, nê. Maar kan ek vir jou sê, dis hoekom ek al meer verstaan, dat in die koninkryk van God se eerste reaksie is om jou totaal en al gesond te maak. Al jou siekte en al jou kwale, en hy het aan die kruis, het hy dit alles gedra. Ek sê nie jy moet ophou dokter of medikasie of wat ook al nie. Wat ek vir jou wil sê is gryp dit weer vas en sê hierdie liggaam is die tempel van die Allerhoogste God. En ek wil vir jou sê, soms glo ek, soms dink ek, jy weet, dan gebruik die Here juis ons dokters en alles, en ons wil vir klein Len, Nanda, jy moet vir ou klein Len, as hy terugkom, gaan hy 'n nuwe mensie wees, halleluja. Halleluja. So dit wat ons baie keer nie kan doen nie, God sal dit uitwerk. Hy sal dit uitwerk nie. Wie wil vanoggend sê, ek behoort aan die koninkryk van die hemele? Steek jou hand lekker aan. Jy maak net die keuse, jy haal net jou paspoort uit. Jy sê vir die duiwel vir almal, julle kan nie so maak nie.